Hallo almal. Is julle reg om julle kennis oor die sanmense 'n bietjie te toets? Vandag gaan ons saam deur 'n lekker vinnige vasvraagwerk, net om seker te maak julle voel heeltemal reg en gereed vir die eksamen. Kom ons begin en kyk wat julle alles kan onthou. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. En onthou, die hele doel hiervan is net om te oefen. Dis oukei as jy nie alles dadelik weet nie. Ons leer saam. Haal diep asem en daar gaan ons. Reg, ons eerste deel gaan alles oor wie die sanmense nou eintlik was en hoe hulle geleef het. Kom ons kyk na die heel eerste vraag. Hier is ons eerste vraag. Dink 'n bietjie mooi. Wie was die heel eerste mense wat hier in Suid-Afrika gebly het? Lank gelede. En die antwoord is die San. Dis reg. En soos julle kan sien, was hulle jagter-versamelaars. Dit beteken hulle het hulle kos gekry deur diere te jag en eetbare plante bymekaar te maak. Goed, volgende vraag. Nou dat ons weet hulle was jagter-versamelaars, wat presies was die Sanmans se groot en belangrike werk in die groep? Hulle het gejag. Absoluut. Die mans was die jagters. Hulle was verantwoordelik om die groep van vleis te voorsien en hulle was baie goed met pile en boë. So as die mans gejag het, watter baie belangrike werk het die Sanvroue gedoen? Dink 'n bietjie. Hulle het plante versamel. Dis heeltemal reg. En hierdie werk was net so belangrik soos die jag, want hulle het presies geweet watter bassies, wortels en neute veilig was om te eet. Pykwerk. Julle doen fantasties. Hier is die laaste vraagie vir hierdie deel. Die San was nie vir altyd alleen in die gebied nie. Watter ander groep mense het later ook daar kom woon? Dit was die Khoikhoi. En anders as die San was die Khoikhoi veewagters. Dit beteken hulle het met hulle eie diere, soos skape en beeste, rondgetrek. So dit was 'n heeltemal ander manier van lewe. Sjoe, julle het deel 1 kaf gedraf. Nou vir deel 2. Hier gaan ons kyk, hoe op aarde weet ons vandag enigiets van die San as hulle in die geskiedenisboeke geskryf het soos ons dit ken nie? Hier is 'n interessante een. As die San nie kon skryf nie, hoe het hulle stories en kennis oorleef? Kan jy dalk aan 2 maniere dink hoe ons vandag van hulle leer? As jy stories, voorwerpe of rotskuns gesê het, is jy 100% reg. Ons leer deur die stories wat oorvertel is, die kunswerke wat hulle op rotse geverf het en die voorwerpe wat argeoloë opgrawe. Dis soos om 'n speurder te wees wat al die leidrade bymekaar sit. Goed, hier is 2 baie belangrike name om te onthou. Wie was Willem Bleek en Lucy Lloyd? En hoekom is hulle so belangrik vir ons kennis oor die San? Hierdie 2 mense het iets ongeloofliks gedoen. Hulle het in die 1800s by die Sanmense gesit, na al hulle stories geluister en alles woord vir woord neergeskryf. Sonder hulle sou daardie kosbare kennis dalk vir altyd verlore gewees het. Ons het nou net van voorwerpe gepraat. Wel, die mense wat hierdie ou skatte soek, noem ons argeoloë. Wat presies is dit waarna hulle soek? Presies, hulle soek voorwerpe. Dink aan dinge soos ou klipgereedskap, stukkies kleipotte of selfs die krale van 'n halsnoer. Elke liewe fonds is soos 'n klein stukkie van die legkaart van die San se lewe. Goed, nou vir 3 belangrike woorde wat jy moet ken. Die eerste een is iets pragtigs wat die San vir ons agtergelaat het. Wat is rotskuns? Rotskuns is presies wat die naam sê. Dis kuns op rotse. Dit was die San se manier om hulle stories, hulle geloof en hulle alledaagse lewe vir ons te wys. Dit is soos hulle eie prentjie storieboek wat op die mure van grotte geverf is. Reg, volgende woord. Dit klink dalk na 'n groot moeilike woord, maar die idee daaragter is eintlik baie slim. Wat beteken etnografie? Etnografie is wanneer ons oor die verlede leer, deur mense in die hede te bestudeer. So ons kyk na mense wat vandag nog op 'n baie soortgelyke, tradisionele manier leef. En dit gee ons leidrade oor hoe hulle voorouers dalk ook geleef het. Dis nogal 'n slim plan, hè? Laaste vraag. Julle is amper klaar. Hou moed. Hierdie woord bring nou alles so 'n bietjie bymekaar. Wat is antropoloog? Antropoloë is die mense wat die groot prentjie bestudeer. Hulle kyk na alles wat met mense te doen het. Hulle kultuur, hulle gedrag, hoe hulle saamleef, van lank gelede tot nou. Hulle gebruik die werk van argeoloë en ander slim mense om die hele storie te probeer verstaan. En dit is die einde van ons vasvraag. Fantasties gedoen almal.
Ek is super trots op hoe hard julle saam gedink en geleer het vandag. Onthou, elke keer as jy so oefen, word jou breine net sterker en sterker. Jy het regtig so goed gedoen en ek weet sommer jy is nou baie beter voorberei vir die eksamen. Baie sterkte. En net voor ons groet, hier is 'n laaste gedagte vir jou. As jy vir een dag 'n argeoloog kon wees, watter sanvoorwerp sou jy die allergraagste wou ontdek? Dalk 'n versierde pyl en boog of 'n geheime rotsskildery wat niemand nog ooit gesien het nie? Dink 'n bietjie daaroor. Totsiens!